Welkom by OneSoil Pro. In hierdie video vat ons jou deur die eenvoudige stappe om jou grondontledingsresultate te visualiseer, te ontleed en te stoor. Met OneSoil Pro is dit makliker as ooit om data-gedrewe besluite te neem en kaarte vir veranderlike toedienings te skep op grond van jou data. Kom ons begin. Afhangende van hoe jy jou data wil visualiseer, is die dokumenttipe wat jy oplaai belangrik. Hier is 'n kort gids rakende die dokumenttipes wat deur OneSoil Pro ondersteun word. Shapefiles is waarskynlik die beste opsie om grondchemie data op te laai, omdat dit baie gedetailleerd is en uitstekend vir hierdie doel geskik is. Shapefiles kan data vir spesifieke zones of GPS-punte akkommodeer. Dit kan egter meer kompleks wees, aangesien addisionele sagteware nodig is om laboratoriumdata om te skakel, of die maatskappy wat monsters neem, moet die data in Shapefile formaat verskaf. In hierdie geval is dit ietwat makliker om 'n Excel-dokument te gebruik, maar dit het ook sy eie vereistes. Aangesien Excel-dokumente vooraf bepaalde zones of punte in OneSoil benodig om korrek te funksioneer. Dit maak Excel vir 'n baie meer gebruikersvriendelike opsie. OneSoil ondersteun twee tipes Excel-dokumente vir grondchemie data. Die een wat jy gebruik hang af van jou datastruktuur en die spesifieke behoeftes van jou ontleding. Puntgebaseerde monsterneming bevat waardes vir elke individuele punt. Die grondmonsternemingskaart moet in OneSoil geskep word en die punte moet elke geografiese waarde kry. Aangesien Excel-dokumente nie GPS-koördinate wat noodsaaklik is, bevat nie. Jou data moet vanaf ry 1 kolom A begin, sonder saamgevoegde selle of ander formaatprobleme. 'n Minimum van 3 kolomme moet ingevul wees om deeglike data-ontleding te verseker, een met landname, een met monster-ID's en een met voedingsstofwaardes, om omvattende data-analise te verseker. Die monster-ID bestaan uit twee dele. Die eerste is die zonenommer waartoe die monster behoort, en die tweede is die opeenvolgende nommer van die monster self. Byvoorbeeld, 1-1, 1-2, 1-3 ensovoorts. Resultate sal geïnterpoleer word om deeglike oorsig van die grondgesondheid te gee. Die kaarte wat geskep word kan nou op die skerm gesien word. 'n Homogene zonekaart bevat waardes vir elke homogene sone. Die kaart moet in OneSoil geskep word en elke monster-ID moet by die ooreenstemmende sone pas. Dit verseker akkurate datavoorstelling. As jy die data wil oplaai vir homogene zones waar een monster per sone geneem is, of waar verskeie submonsters uit dieselfde sone saamgevoeg is om die hele sone te verteenwoordig, moet die monster-ID ooreenstem met die algemene monster of sonenommer. In hierdie geval laai ons een monster per sone op en die monster-ID moet met die sonenommer ooreenstem. 1, 2, 3, 4, 5 ensovoorts. As gevolg hiervan, sal jy die kaart kry wat nou op die skerm gewys word. In OneSoil kan jy 'n grondmonsternemingskaart skep gebaseer op jou veranderlike toedieningskaarte. Anders as die basiese monsternemingskaart wat ons vroeër gesien het, wat ook die produktiwiteitskaart gebruik, laat hierdie metode wat ek volgende wys jou toe om verskeie polygon zones met dieselfde instellings te skep, selfs al is hulle in verskillende dele van die land. Soos op die skerm getoon, kan jy die kaarte met 3, 5 of 7 zones skep, of jou eie aantal kies. Ongeag van die hoeveelheid zones wat jy kies, kan jy hulle maklik verander met behulp van die kwas en geometriese instrumente. Jy kan enige sone verander, of van vooraf nuwe zones teken. Enige vorm, enige grootte, enige plek. Daarna kan jy die grondchemie resultate oplaai, per punt of per sone. As gevolg hiervan sal jy 'n geïnterpoleerde kaart kry of 'n kaart wat elke sone afsonderlik vertoon. Maak seker dat jy die korrekte Excel-dokumenttipe kies op grond van jou datastruktuur. OneSoil sal die res hanteer en jou voorsien met akkurate en insiggewende ontledings vir beter besluitneming. Kom ons begin deur jou grondchemie data op te laai. Gaan eers na die Apply Data knoppie. Kies Soil Analysis Results en trek eenvoudig jou data in. Alternatiewelik kan jy 'n land uit jou lys kies en op Apply Data klik en daarna Soil Analysis Results kies om jou dokument op te laai. OneSoil Pro ondersteun Shapefiles en KMZ dokumente sowel as zip, RAR en TAR argiewe tot 500 MB. As jy 'n Excel dokument gebruik, maak seker dat jy die korrekte formaatreëls volg vir 'n moeitelose proses. Wanneer jy 'n dokument laai, maak seker dat die land waarvoor jy resultate oplaai reeds by jou OneSoil rekening gevoeg is om foute te vermy. Sodra jou dokument opgelaai is, sal die stelsel die data verwerk.
Dit kan 'n paar minute neem. Daarna, indien jy 'n Excel-dokument gebruik, sal die stelsel jou vra om te verseker dat die landnaam en Monster ID-kolomme met die korrekte kolomme in OneSwirl ooreenstem wanneer jy data vir verskeie lande oplaai. As jy data vir 'n enkele land oplaai, kies die land en maak seker dat dit ooreenstem met die Monster ID-kolom. Vir 'n shapefile sal die data outomaties in lande en polygons gesorteer word op grond van geolokasiedata. Vervolgens moet jy die voedingsstofname in die opgelaaide dokumente met die korrekte voedingsstofname in OneSwirl koppel. Jy kan ook die ontledingsmetode en eenhede spesifiseer. Voeg jou eie eienskappe by indien nodig. Onthou asseblief dat slegs die eienskappe wat jy gekoppel het, ingevoer en gevisualiseer sal word. Om jou grondtoetsresultate te sien, gaan na die Field Report of Data afdeling. Klik op enige sone of punt om die voedingsstofwaardes te sien. Jy kan ook die linkerkantste paneel gebruik om tussen verskillende voedingsstoflae te wissel. Vergelyk jou voedingsstofkaarte met produktiwiteitszones om te sien hoe voedingsstowwe die opbrengspotensiaal beïnvloed. Dit is veral nuttig wanneer jy voorskrifkaarte vir veranderlike toediening skep. En dit is dit. Jy weet nou hoe om jou grondmonsterresultate in OneSwirl Pro op te laai, te ontleed en te visualiseer. Vir meer besonderhede besoek ons hulpsentrum. Lekker boer!